tye is, hoekom moes Jesus sterf? Hoekom moes hy sterf? En tye van wanneer ons sondig is, dan sal ons voel maar, ek het 'n bydra in hierdie daad, wat Jesus moes deurgaan. Maar ek wil begin soos ver terug, voordat Adam en Eva nog gemaak is. Jy moet verstaan dat, daar staan geskryf daar in Jesaja 14 vers 10 tot 16, omdat Lucifer hoogmoedig geraak het, en gedink het hy kan die troon gaan beset, wou hy net soos die Allerhoogste van God raak. En dis nie al nie. Hy het 1/3 van die engele op daai stadium oorreed om hom te volg. Met ander woorde, om net soos hy te dink en te doen. Dit staan ook so geskryf in Lukas 10 vers 25 tot 29. En Jesus kom en hy is opgewonde oor hy 72 wat hy uitgestuur het, en hulle kom terug en hulle sê, ons is opgewonde, want nie net is die mense genees nie, maar by die aanhoor van u naam het die demone gevlug. En Jesus sê vir hom, dis niks daai. Ek het die Satan in die hemel sien val op hierdie aarde. En dit is bevestiging wat met Jesus se vyand gebeur het. Dis nie al nie. Eventueel, met die gedagte van die skepping van die mens, het God die drie-eenheid iets beplan. En nie een van ons sal tot vandag toe weet hoekom nie. Hy het gesê, ek sal 'n mens maak, maar ek sal die mens maak met 'n vrye keuse. Hy kan besluit. Hy kan besluit wat met hom sou gebeur. Jy sien, God het glad nie 'n dim motief nie. Hy het glad nie dominansie, intimidasie of manipulasie as deel van sy persoonlikheid nie. Maar daar is besluit. Hulle gaan die seun 'n daad laat beleef. En dis nie die lekker daad nie. Wat onder die mens 'n vrye keuse gehad het, het hulle geweet, hy gaan val. Die mens gaan val. Hy gaan nie volmaak bly nie. En ek dink op baie stadium met die God die Vader die Seun so gekyk en sê, jy sal moet sterf. Jy sal jou lewe moet gee as hierdie volmaakte offer. As die volmaakte offerlam moet jy sterf. Jy sien in Deuteronomium 13 vers 19 tot 20 staan daar geskryf, jy moet kies, lewe of dood. Gaan jy vir ewig lewe, of gaan jy in die hel gepynig word vir ewig en altyd? Daar is 'n bewys in die Ou Testament, sommer hier in die begin van Genesis 2 vers 16 en 17, God het vir Adam die keuse gegee en sê, hey, jy mag van al hierdie vrugte eet. Kies waarvan jy wil eet. Maar onthou, die boom wat jou die kennis gee tussen goed en kwaad, word jy verbied. Die boom wat jou die kennis gee van goed en kwaad, ek verbied jou om dit te gebruik. Maar wat eventueel toe gebeur het is, Satan verlei die vrou. Satan verlei die vrou en saai haar twyfel daar in Genesis 3 vers 4. En hy sê vir haar, dink jy nie? En toe die vrou begin dink, toe sy gord gehad. Niemand stryd beklei nie. Met ander woorde, dit was so. Genesis 3:17, as gevolg van hierdie daad vervloek God die aarde.
Hy kom ook en hy spreek swaar kry in die Genesis 3 vers 16 tot 19 oor die man en die vrou. Hy spreek swaar kry oor die man en die vrou. Ek het gedog, hy het hulle vervloek. Nee. Hy het die mens so lief dat hy net swaar kry oor hulle spreek. Hy sê vir die man in die sweet vir jou aangesig sê jou brood verdien. Hy sê vir die vrou, onthou, jy sal met moeite kinders baar. En jy sal na jou man hinker. En ek dink, hordes vrouens ken nie daai presiese verduideliking van hinker nie. Wat is 'n preek vir ander dag? Maar gelukkig het dit nie daar gestop nie. Ons weet die engel van Gabriël, of met die naam van Gabriël, verskyn daar in Matteus se heel begin aan Maria. En God besluit, daar's iets niets op pad. Iets anders gaan gebeur. En hierdie engel sê vir haar, die Heilige Gees gaan oor jou kom. En hy gaan die krag van die Allerhoogste oor jou bring. En hy sal by jou lewe verwek. En daar kom ons agter, daar's die eerste keer wat gees en geeskrag met mens meng. Die engel sê van daarom sal daar die een gebore word wat heilig genoem word, die seun van God. Is dit nie fantasties hoe dit gebeur het nie? Dis goddelik. Geen mens sou so daaroor kon dink of dit uitgedink het nie. Maar Jesus word gebore, hy word groot en hy laat doop hom. En dit staan duidelik in Matteus 3 vers 11 tot 17. Hy gaan Johannes die doper, Jesus se voorganger, en hy sê, doop my. En dit gebeur so, en toe hy die water uit opstaan, toe praat God die Vader uit die toonsaal, en hy sê, dis my seun wat my bly maak. Hy preek die hele wêreld vol. En dit nadat hy deur Satan in die woestyn oorwin is. Nee. Jesus oorwin Satan nadat die Heilige Gees hom in die woestyn inlei. En hy toon vir ons die moontlikheid. Die moontlikheid, want hy is net die vorige oomblik is hy bekragtig deur die Gees van God. Hou dit 'n gedagte. Jesus het Satan oorwin. Hy doen wonderwerke en tekens en hy roep die disippels om hom te volg en hy het een ding voor oë, hy wil homself dupliseer in sy disippels, sy volgelinge, sy ambassadeurs, sy verteenwoordigers. Gaan lees gerus, dit staan in hele Matteus 7 tot 25. Maar dis nie waar dit eindig nie. Matteus 27 vers 32 tot 50 word Jesus gekruisig. En hy hang aan die kruis. En hy sê, Vader, aan U gee ek my gees oor. En die oomblik, toe hy sterf, toe's daar wonderwerke en tekens. Die voorhangsel in die tempel skeur in twee. Ek hoor die slim mense sê, daai ding was soos 'n liniaal dik geweef. So eintlik was daar nie 'n potensiële moontlikheid dat ek kon skeer nie. God se krag wat release word, laat ons skeer. En daar staan so duidelik, daar in vers 52 van Matteus 27, die aarde het gebewe en die rotse het oopgebreek. Imagine dit. Jy skrik as daar 'n trillingkie kom daar in Johannesburg as gevolg van die myne. Dis niks. Picture dit dat daai rand oopbreek en oopbars. Dis wat gebeur het.
die nag donker geword en die volgende oomblik, toe hulle so kyk, toe sien hulle, "Haai, daar loop oupa Grootjie." Dis niks dan Sali wat daar aan die kant doen, dit is hier sy ook. En dit staan so duidelik, die dooies is opgewek. Julle moet 'n gedagte hou, Johannes 11:25 sê, ek is die opstanding en die lewe. Hy bevestig hierdie woord in Openbaring 1:18. Hy sê, ek het die sleutels van die doderyk. En daar's iets wat ek en jy nie kan bedink nie. Is waar was hierdie doderyk? Ons kyk hierdie TV YouTube klips, ons hierdie 4 spewende berg, sien net 4 klippe trek. Waar kom dit vandaan? Kern van die aarde. Hier staan in Matteus 12 vers 39 tot 40 profeties geskryf. Jesus, toe hy sterf, het hy na die kern van die aarde gegaan, na die doderyk, om sy eersteling oes te gaan haal. Daarom het hy wat dood was, lewend gemaak, en laat hulle op die aarde rond beweeg, dat die ander dit kan sien. Is dit nie amazing? As jy nou 'n groot storie wil hê, dan moet jy hierdie storie geskryf het. Jesus het die potentiële krag gehad om na die kern van die aarde toe te gaan en gesê, hey, kom saam met my. Maar julle bly agter. Julle gaan nog 'n ruk suffer. Julle wat ongered is. Soos die ryk man se storie. Julle onthou dit mos, die ryk man en Lazarus. Nee. Ja. 1 Korintiërs 15:20 sê die siele wat Jesus gaan oopsluit het. Daar in die doderyk was sy eersteling vrug. Daar staan geskryf, his first fruit. Is dit nie fantasties? Hy demonstreer dit op aarde en hy gaan haal daai dooies uit en hy maak hulle lewend, want hy is die een wat lewe gee. Handelinge 13:33 skryf die handelingskrywer, hy sê, Jesus is deur God die Vader aangespreek en God die Vader sê vir hom, U is my seun. Vandag het ek U gegenereer. Nou dit is baie hoe Afrikaans woord. Gegenereer. Maar die engel sê, I have regenerated you. Nou as jy so ietsie ken van karre, dan 'n generator wek krag op. Bobby, help my. Nee? Daai ding wek krag op. En God sê vir Jesus, jy's my seun, ek genereer jou vandag as koning oor die konings en Here oor alles en almal. Openbaring 19:16, dit staan geskryf. As jy nou bekommerd raak oor die teksgedeeltes, ek sien nie verneek nie, ek sal sorg dat dit by uitkom. Die oomblik, as jy jou bekeer, gebeur iets wonderliks. En jy besluit om Jesus Christus te volg, nie meer verder aan die duiwel agter om aan te duiwel nie, maar jy maak 'n 180 graad en jy volg Jesus. Dan sê hy, dan kom ek en ek gee jou my gees as 'n geskenk. Nêrens ooit in jeugendes lewe kan iemand 'n groter geskenk kry as dit nie. Hoekom nie? Want dis die ultimate. Ek kan nie 'n beter Afrikaanse woord vir dit kry nie, maar sê, that's the ultimate gift.
Maar die oomblik as dit gebeur, en jy ontvang die Gees van God, sê Handelinge 3:3, jy word 'n wedergebore kind van God. Kyk bietjie so rond, en sê, hallo kind van God, praat bietjie. Jy sê, want jy doen dit nie, en naderhand sê jy goed, waaroor jy spyt is, intussen praat jy met die kind van God. Daar's iets fantasties. 1 Korintiërs 15:55 is maklik om te onthou, saam met die ander 20 wat ek genoem. 1 Korintiërs 15:55 sê die volgende, die engel van die dood is skadeloos gestel. Halleluja! Is jy nie opgewonde daaroor nie? Die engel van die dood is skadeloos gestel. Die dood is vernietig, die prys is betaal. In een teksgedeeltjie. Glo jy dit? Glo jy dit? Hoe bekom jy daai? Hoe bekom jy daai? Volg Jesus. Ontvang sy Gees. In Korintiërs 15:52 tot 54 sê die belangrikste deelte voordat hy sê die engel van die dood is onskadelik gestel. Daai woordgedeelte verduidelik dit so duidelik as hy sê jy bly tans in 'n verganklike liggaam. Wie van julle het al 'n kus oopgemaak na many moons? As jy hom so oopmaak, dan val alles plat. Wat sien jy? Bene, hare en naels. Kry jy dit? Mooi. God sê, dis die verganklike deel. Die onverganklike deel is wat ek jou mee beklee. Hy sê, ek moet dit duidelik aan jou verstel dat die oomblik as jy sterf, dan gaan jou gees, jou siel in 'n oogwink. En God sê, ek beklee jou met 'n onverganklike liggaam. Oh yeah. Al die skete, pyne en kwale, trane en verdriet, vyandskap, aanslag is weg. Jy sien, ek wil afsluit, Romeine 8:11 sê die volgende. Kyk nou. Die Heilige Gees se krag wat Jesus uit die dood opgewek het, gaan ons ook uit die dood opwek. Want hy woon permanent in ons. En as jy 'n ander nasie of geloof net wil rigting gee, nie argumenteer nie, rigting gee, dan sê jy vir hulle, Jesus het die dood oorwin met sy Gees. Dis dieselfde Gees wat ons gaan lewe gee. Romeine 8:11 quoteer ek by, sy daar een nog gaan kyk. En dan sê vir een, sonder, onthou nou net, sonder die Heilige Gees sal die mens nooit die dood kan oorwin nie. Hallo. Het jy? Ag, wees net opgewonde daaroor. Jy sien, want daar gebeur iets. Die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, word jy 'n wedergebore kind van God. Lorraine Daan Witsand het altyd gesê, it's good to be a Christian, but to be a reborn child of God, that's the question. Is jy 'n wedergebore persoon wat die onverganklike saad ontvang het?
want die verganklike saad sal dat jy sterf. 1 Petrus 1 sê dit so duidelik, hy sê, want die ewige en lewende woord van God doen dit. Die ewige woord van God doen dit. Wat het jy nou gehoor? Die woord van God. Ek het dit tot jou gepredik vanoggend. Ek het dit so duidelik as moontlik probeer stel. En ek gaan vir Karintjie vra om hierdie te tik, dat jy dit ook kan lees. Dis crucial. Dis die evangelie. Dis hoekom Jesus moes doodgaan. Hy het besluit. Hy het vooraf besluit. Nie uit jou eie uit nie, maar ek is die liefde. Ek is die ultimate. Hy het besluit, hy is die volmaakte lam. Nooit ooit, vandat hy gesterf het, is dit nodig dat daar weer 'n lam of 'n bok of 'n duif doodgemaak moet word vir vergifnis van sondes. Spraak so in die week al by die werk oor moordenaars. Ek sê vir die wyfies daar, weet julle, die goed kom 'n lang pad. Picture dit. Elke keer as jy jou sondes gaan bely in die tempel, en jy vat hierdie ou mooi skaapie, en jy sit hom daar op die tempelbank neer. Picture dit. Dan moet jy hand so op sy kop sit. Sny sy jou. Daai ritueel is nie meer nodig nie. Want hy het aan die kruis gegaan. Ons gaan nou die heilige sakrament bedien. Julle moet gerus vorentoe kom. Want dis waar het gaan, né?